Welkom by hierdie voorlesing van Sterre is vir altyd, die eerste in die reeks oor die Barnard meisies. Geskryf en voorgeles deur Sofia Kap, uitgegee deur Boekdiva Uitgewers. Hoofstuk 19. Janie leun oor en bedui met die punt van die mes na die skywe eiervrug op die snybord. So bietjie dunner, anders word dit nie behoorlik gaar nie. Hy staan terug en frons. Hoor hier, Gordon Ramsay, as ek hierdie goed nog dunner sny as papier? Sy bekyk die vies gesig en beheer die grinnik wat aan haar mond trek. Kos maak is nie sy fortuin nie. Hy sal nie doodgaan van die honger nie, want hy weet van groenteskil en eiebraai in 'n pan, maar hy maak kos soos wat hy sake doen. Vinnig en doelmatig, met die oog op die uitkoms, nie die proses nie. Sy staan op haar tone, leun vorentoe en soen hom, stadig, volledig, totdat sy voel hoe die mond onder hare ontspan. Toe sy uiteindelik wegtrek, is die ergernis weg. Dinner, sê sy, en skil verder aan die geroosterde soetrussies. Hy roer nie, staan haar net en aankyk. Jy weet, nee, jy kan bly wees, jy is so donder seksie. Ek weet nie hoekom ons nie net 'n pizza kon kry as jy nie weer wil uit eet nie. Die woorde stuur 'n heerlike rilling deur haar lyf. Seksie. Dis nie 'n woord wat sy al ooit vir haarself toegeëien het nie. Dis nie iets wat sy al ooit in 'n verhouding gevoel het nie. Tot nou toe. Sy weet hy sou maklik met haar in die bed kon tuimel toe hulle by die woonstel aangekom het. Daar was genoeg hitte in die oë en dringendheid in die soen toe die deur agter hulle toegegaan het. Sy weet ook, dit sou sy manier wees om die konfrontasie met Isabella nietig te maak, maar sy kon nie. Met 'n mindere man sou sy, maar nie met hierdie een nie. Wat sy vir hom voel is te rou en te eerlik. Dis onuitgesproke natuurlik, maar in haarself was sy van die eerste oomblik af eerlik oor hom. Seks sou nie kon regmaak wat in die mark gebeur het nie, en vir woorde het sy nie kans gesien nie. Daarom het sy hom saggies weggestoot, om aangesê om so lank die groente af te spoel en alleen onder die stort gaan inklim. Om die tamheid van die dag af te was, het sy vir hom gesê, maar eintlik was dit om haarself die geleentheid te gee om tot verhaal te kom. Hulle het vanaand, het sy in die badkamer oor en oor vir haarself gesê, tot dit werklikheid geword het. Isabella en al die ander vroue in sy verlede, hulle voorsprong en haar agterstand, is 'n werklikheid wat sy nie kan wegwens nie, al doen sy wat. Maar vanaand is deel van haar sprokie, nie van haar werklikheid nie, en sy ekse en haar tekortkominge kan net deel word van haar sprokie, as sy dit toelaat. Hy het nie gekarring nie, haar net laat gaan asof hy verstaan het dat sy die ruimte nodig het, al was dit ten koste van sy eie behoefte. Toe sy uit die stort kom, het hy haar in sy arms toegevou, sy gesig in haar klam hare gedruk en so met haar bly staan, lank, asof hy iets wou aflê of terugvind. Sy het hom laat begaan en haar eie troos gekry uit die soliede borskas waarteen sy kon rus, die sterk klop van sy hart onder haar wang, die manier waarop sy hand om haar agterkop vou, sodat sy met haar gesig in die kurwe van sy keel kon nessel. Dit was nie liefde nie, dit weet sy, maar dit was ook nie seks nie, en teen die tyd dat hy sy greep op haar verslap en teruggeleun het sodat hy oor haar gesig kon soek, kon sy vir hom glimlag, opreg en warm, met al die liefde wat sy vir hom voel, maar nie durf verwoord nie. Hy was klaarblyklik gerusgestel genoeg dat hy ook vinnig gaan stort het, en toe hy uitkom, het sy hom in die kombuis in die werk gesteek. Dit was gou duidelik dat hy nie daar tuis is nie. Haar eerste gedagte was om hom weg te stuur om wyn te skink en musiek op te sit, sodat hy onder haar voete kan uitkom. Maar op die ingewing van die oomblik het sy besluit om hom te los dat hy sukkel. Miskien was dit sodat sy kon sien hoe hy frustrasie hanteer. Het is maklik om charmant te wees as jy jou probleme met die veeg van 'n kredietkaart kan laat verdwyn. Dit is 'n ander saak om te sukkel en geen ander uitweg te hê as om te sukkel tot jy dit regkry nie.
As sy gehoop het dat sy daarmee 'n swakheid in sy karakter sou bloot lê, was dit 'n hoop wat beskaam sou word. Ja, hy raak ergerlik veral as hy dink iets is 'n onnodige mors van tyd, maar hy gooi nie tou op nie. Soos nou, met die eiervrug. Hy versit net sy lyf sodat die lig beter op die snybord val en sny die skywe soos wat sy gesê het. Is dit nou reg? Vra hy. Perfek. Pak dit in die vergietes en sprinkel elkeen met sout. Hoekom? Dit trek die bitterheid uit die vrug en die vog. As jy dit nie doen nie, word dit 'n olierige papery as jy dit gaar maak. Hy voer haar opdrag noukeurig uit en staan dan en kyk hoe die druppels op die oppervlak van die eiervrug vorm. So waar, dis toordery voor my oë. Nee, dis chemie. Het jy nie die wetenskapklas bygewoon waar die onderwyser hygroskopie met natriumkloried verduidelik het nie? Ek vermoed my lyf was dalk daar, maar my kop was waarskynlik op 'n ander plek. Sy lag. Sy kon hom al sien, die lang, fris hoërskoolseun in sy kleerbaadjie, met sy ken op sy hand gestit en sy oë op die rugbyveld buite, terwyl 'n onderwyser voor in die klas staan en dreun. Sy sou hom graag wou geken het, die kind. Die een vir wie sy ma se liefde nog genoeg was, die een voor die mensdom hom verinneweer het. Sy sou waarskynlik toe al op hom verlief geraak het. Nou spoel jy dit af en druk dit droog met 'n papierhanddoek. Dan smeer jy elke skyf met 'n bietjie olyfolie aan albei kante en pak dit op die bakplaat. Sit dit in die oond, maar hou dit dop, want dit gaan vinnig gaar word. Hy maak soos hy sê en haal dit uit, dit aan albei kante egalig goudbruin is. Uitsa, kyk nou net daar. Sy grinnik. Dis omdat jy dit so mooi dun gesny het. Dis omdat ek so 'n goeie leermeester gehad het. Dan moet jy eintlik vir my ma dankie, seker dit by haar geleer. Hy knik. Dankie tannie Vivian. Terwyl hy die wyn skink, pak sy die borde kos op die koffietafel uit. Sy het gedink hulle kan sommer op die bank sit, maar hy gaan sit plat op die mat met sy rug teen die bank en sy bene lank uitgestrek. Kom sit hier langs my. Die eerste ding wat hy aanvat is die eiervrug. Hap, kou, smak sy lippe. Ek het dit al geëet, maar dit was nog nooit so lekker nie. Ek dink dis omdat jy dit gemaak het. Jy het dit gemaak. Kan eiervrug gaar maak. Dis 'n belangrike punt wat jy op jou CV kan bysit. Nie almal kan dit sê nie. Ek gaan dit sommer vanaand nog doen en sommer heel bo ook. Kook is 'n kuns. Mens besef dit nie as jy uit eet of sommer net iewers klaar gemaakte kos koop nie. Sy vou 'n stukkie geroosterde soetrusie om die kaas en doop dit in die sous. Kook is 'n vaardigheid. Dis iets wat 'n mens kan aanleer en met ervaring in die regte bestanddele kan enigeen eintlik enigiets maak. Kuns is om dag na dag op 'n beperkte begroting vir 'n gesin 'n voedsame maaltyd voor te sit. Die donker blik soek hare. Het julle dan gesukkel? Finansiëel bedoel ek? Ek was bevoorreg, sê sy dadelik. My ouers moes aan die begin van hulle huwelik hulle rieme dun sny, maar ek het nooit honger gely nie. Maar 'n mens leef nie in Suid-Afrika en weet nie dat ander mense nie so gelukkig is soos jy nie. Sy huiwer, maar voeg dan tog by. Ek dink vir alle enkelma wat 'n tienerseun dag na dag versadig en gesond hou, sonder enige hulp of ondersteuning van sy pa, is die eintlike kunstenaar in die kombuis. Die blik gly weg van haar af en hy sluk diep aan die wyn. Vir 'n oomblik dink sy hy gaan nie op die opmerking reageer nie, maar dan hoor sy was ja. Ek dink ek het haar in haar leeftyd genoeg erkenning gegee daarvoor nie. Sy knik rustig, hoewel haar hart teen haar ribbe skop. Ek het haar nie geken nie, maar sy klink nie vir my na die tipe ma wat erkenning sou wou hê nie. Nee. Hy sit steeds so met die glasse steel tussen sy vingers en sy kan sien hy kyk binne toe, na daardie plek wat hy vir almal verborge hou. Dit was besonder moeilik om vir haar dankie te sê vir enigiets. My ma is ook so. Ma's wat so gee, hulle tyd, hulle liefde, hulle hele self, ontvang baie moeilik. Dis asof hulle nie weet wat om met die erkenning te maak nie, want hulle dan net gedoen wat hulle veronderstel is om te doen. Dis presies soos sy was, ja. Elke keer as ek vir haar wou sê hoe baie ek haar opofferings waardeer,
Het sy dit weggepraat of omgedraai om vir my te gaan bollas bak? Sy wag gretig vir meer inligting oor die merkwaardige vrou wat duidelik steeds sy hart hou. Maar hy kyk skielik op, reguit in haar oë. Jy is ook so. Jy gee ook net en weier om enige tasbare blyk van waardering te aanvaar. Dit slaan haar asem weg en vir 'n paar sekondes moet sy hard werk om haar gesig uitdrukkingloos te hou. Dis hoe vinnig hy die wind uit 'n mens se seile kan neem, skiet dit deur haar. Hy moet 'n formidabele opponent in 'n saketransaksie wees. Eers toe sy seker is dat haar stem nie gaan wankel nie, sê sy, dis glad nie waar nie. Die hele week betaal jy nog vir alles en ek is die een wat net ontvang. As sy gehoop het die ligte trant en glimlag gaan hom van stryk bring, moet sy maar die hoop sluk. Dit gaan nie oorbetaal nie en jy weet dit. Waaroor gaan dit dan? Hoekom wou jy nie die oorbelle hê nie? Ek het gesien jy hou daarvan. Die oorbelle, die wat ons in die Champs-Élysées gesien het, genigtig Max. Al sit ek net in Suid-Afrika en weet niks van niks af nie, weet ek darm as 'n winkel 'n ding in 'n venster uitstal sonder 'n prys daarby, is dit iets wat ek kan bekostig nie. Hy sny 'n dik stuk van die kaas af, breek dit middeldeur en gee vir haar 1/2. Ek het nie verwag dat jy dit moet koop nie. Ek wou dit vir jou koop en ek kan dit bekostig. Die stemtoon is rustig, asof hy oor iets onbenulligs gesels, maar die blik wyk nie. Haar mond is skielik droog, maar sy antwoord so gelykmatig as wat sy kan. Ek het van die oorbelle gehou, ja. Al die goed wat ek in daai skreeuwdierstraat gesien het, was dit die een ding wat ek gedink het ek moontlik sal kan dra sonder om belaglik te lyk. Maar selfs understated Franse oorbelle is in my lewe 'n overstatement. Wat beteken dit? Ek het jou gesê, ek werk in 'n kleuterskool of 'n hondehok. As ek teruggaan, gaan ek waarskynlik saam met my ma by die Rooikruis Hospitaal uithelp, of aansluit by 'n organisasie soos Gift of the Givers, sodat ek net ten minste iets sinvols met my lewe doen. Dis kwalike omgewing waar ek met diamante aan my ore kan opdaag. Die donker wenkbroue lig. Beplan jy om vir die res van jou lewe nooit weer uit te gaan nie? Dis so droog gesê dat sy onwillekeurig lag. Maar dan skud sy haar kop. Daar is nou geen ander manier uit hierdie gesprek nie, as om brutaal eerlik met hom te wees. Max, ek waardeer dat jy die oorbelle vir my wou koop. Dit was lieflik en ja, ek was mal daaroor. Maar ek is nie 'n diamant oorbelle soort meisie nie. Stilte. Dan vra hy weer, en wat beteken dit? Dit beteken dat ek nie elegant en gesofistikeerd gaan word nie, al koop jy vir my die oorbelle. Ek gaan nooit lyk soos, sy ruk die naam net betyds terug. Ek is 'n doodgewone jeans en T-hemp soort meisie. Dis al wat ek weet hoe om te wees. Al wat die diamant oorbelle gaan doen, is om dit te beklemtoon. Hy sit haar lank en aankyk, maar leun dan oor na haar toe om haar kaak in sy hande te kelk, soos wat hy gemaak het bo by die kathedraal. Ek het jou gesê, jy is perfek net soos wat jy is, maar ek dink ook jy onderskat jouself. Nee, dis meer as dit. Ek dink jy maak jouself doelbewus minder, sodat jy vir die wêreld net 'n kant van jou hoef te wys waarmee jy nie gaan aandag trek nie. Ek is nie heeltemal seker hoekom jy dit doen nie, want ek weet jy is baie meer as 'n jeans en T-hemp soort meisie. Jy is 'n champagne en foie gras soort meisie en 'n betowerkois in Rodin se tuindam soort meisie en 'n Van Gogh se sterre soort meisie. Om die waarheid te sê, ek dink jy kan wees watter soort meisie jy jouself ook al toelaat om te wees. Sy mond kom nader, raak, trek terug, raak weer, por liggies, tot sy vir hom oopmaak. Dis 'n vreemde soen, anders as enigiets wat hulle tot dusver gedeel het. Daar is passie, ja, en hitte, en daardie onkeerbare bruising wat hy in haar ontketen elke keer as hy net naby aan haar kom. Maar dis meer as hartstog en dis meer as koestering. Dis 'n gerusstelling, amper 'n uitnodiging
om by hom veilig genoeg te voel om nie net haarself te wees nie, maar ook die dele van haarself te ontdek, wat sy gedink het sy tussen haar talentvolle susters nooit sal kan wees nie. Sy wil vir hom sê dat sy net in haar sprokie koois kan betower en 'n man soos hy se oë van hartstog kan laat verdonker, maar die geniale, meesleurende mond het hare reeds gesnoer en daarmee elke beswaar en elke voorbehoud weggevee wat haar gesonde verstand wou opper. Veraf waarsku haar kop dat sy hier op dryfsand is, dat hy haar lok om te glo in iets wat nie verwesenlik kan word nie, maar die slim hande het die soem van haar lostrui opgespoor en toe die palm warm en sekuur oor haar bors vou, verdamp die laaste rasionele gedagte wat sy gehad het soos dou in die son. Nou is dit werklik, hoor sy haar hart fluister. Die gevoel dat dit reg is so, die absolute en onomstootlike besef dat sy hand oor haar pas, asof die kurwe van haar bors spesifiek vir die holte van sy palm gemaak is. Die wete dat sy 28 geword het, sodat hierdie man haar uit haar slaap van alledaagsheid kon wakker maak, is nie iets wat gesonde verstand kan doodpraat nie. Dit is net, en dit is onweerlegbaar. Dis asof haar lyf hom herken, asof die verbintenis tussen hulle ontstaan het in 'n ander tyd en werklikheid, en sy hom hier in die klein ligkring van 'n Paryse woonstel vir hierdie begenadigde week kon terugvind. Daarom is dit maklik om die trui af te skud, sodat sy haarself volledig beskikbaar kan stel. Toe hy die res van haar klere afstroop en syne, kan sy haar laaste voorboude saam met die bondellap eenkant toe skop. Maar toe sy vir hom wag om op te eis en fees te vier, kry hy haar in die polse beet, trek liggies, sodat sy wydsbeen oor hom sit, hy steeds so met sy rug teen die bank, sy met haar knieë weerskante van sy heupe. Die kontak skok soos elektrisiteit en sy snak onwillekeurig na haar asem. Hy hou haar so, haar polse tussen sy groot hande vasgevang, wag tot sy teen hom terugsak en sprei dan haar hande teen sy bors oop. "Joune," fluister hy vir haar, "wat jy ook al wil hê." Emosie kry haar aan die keel beet. In elke verhouding wat sy nog gehad het, was dit 'n stryd. Sy moes oorgee aan 'n man wat nie geweet het hoe om te lei nie. Sy moes haar eie behoefte, haar vrou wees, verskraal om hom te laat voel dat hy die sterkste een in die verhouding is. Hierdie man is sterk genoeg, seker genoeg, geaard en geanker genoeg om in hierdie intiemste, eerlikste van oomblikke die beheer aan haar oor te gee, sonder dat dit hom in die minste bedreig. Al wat sy kan doen is om haar hande om sy kaak te vou en terug te gee wat sy so mildelik van hom ontvang het. Hierdie keer is dit haar beurt om nader te kom, met haar lippe te raak, te proe, terug te trek, die hartklop te laat verbygaan, 2, 3, en dan terug te kom sodat sy die soen kan verdiep. Dis sy wat haar hande oor die vel stuur, glad soos heuning, haar vingerpunte laat draal oor die holtes bokant sy sleutelbene, oor die skraal flanke die knobbelrige middelrif en weer terug na die manlike tepels wat onder haar vingerpunte verhard. Hy bly so sit, gewillig en oop onder haar ontdekking, maar laag teen haar kan sy hom voel, die harde, dwingende passie wat met elke aanraking, elke asemteug sterker teen haar klop. Dis vir haar. Vir haar. Die donker flits in die oë elke keer as sy naderkom om met haar tong aan sy oorloop, sy mondhoek, die kuiltjie onder aan sy keel te raak, die ruk van die middelrif elke keer as haar borste teen sy borskas stuur, die verstramming in sy hande elke keer as sy haar sitplek lig en die volle omvang van sy hartstog teen haar vaslaan. Dis vir haar. Sy mag hierdie oomblikke neem, ten volle en sonder enige huiwering en dit vir haar toeëien. Om haar heupe voel sy die kramp van sy vingers, in haar ore hyg sy asem, tussen haar bobene bewe die spiere soos wat hy homself moet terughou. In haar brand die vuur net so hitsig,
maar sy weet ook dat hierdie oomblik 'n gewig dra wat sy nie kan misken nie. Hier mag sy kies. Sy mag stuur. Sy is in beheer. Sy vou haar palms om sy kaak sodat haar duime sekuur in die kuiltjies by sy mondhoeke pas. En sy hou hom daar. Wag. Eindelose oomblikke tot die oë oopgaan. Teen haar vingerpunte skop sy hartklop soos 'n jong kalf. Tussen haar bene voel sy hom brandend, hard, gereed. Stadig, doelbewus lig sy haar heupe. Maar toe sy oë toeval, sak sy terug. Wag weer, tot die oë oopgaan en op haar fokus. Lig, hou hierdie keer die donker blik terwyl sy teen hom opskuur. En toe sy bo kom, bly sy daar. Hou hom so teen haar vir ademlose oomblikke op die drempel van haar klam hitte wat soos 'n oop hart vir hom klop. Sy kan sien hoe hy sluk, voel die kramp van sy hande, hoor hoe sy asem ruk. Jane. Dis waarvoor sy gewag het. Haar naam. Haar regte naam, nie die een wat sy in haar gesin gekry het nie, die een wat haar op 'n gelyke voet met ander vroue plaas. Die naam wat haar in hierdie gestroopte, eerlike oomblikke sy gelyke maak. Met een haal neem sy hom in haar, volledig, volkome, sodat hy geheel en al deur haar omsluit word. Dis genoeg. Dis wat hy kon verduur. Onder haar ruk hy hard, met haar mond vang sy die kreet, met haar arms hou sy hom vas, terwyl hy in haar leeg raak. Sy hou hom so, met sy gesig in haar nek, tot sy kan voel hoe hy tot bedaring kom. Beweeg dan, eers net 'n fraksie, voel hom weer ruk. Gee hom kans om te herstel, beweeg weer. Om haar sitvlak verstyf die hande, in haar kan sy hom weer voel verstewig. Hy vul haar, volledig, perfek. Die dans is moeiteloos, die ritme 'n oerpolsing wat altyd tussen hulle sal klop. En toe sy haar eie kruin nader, is dit hy wat haar daar hou, terwyl sy teen hom boog. Dis hy wat haar die laaste paar tree teen die hoogte uithelp, totdat sy ook met 'n rou kreun haar eie klimaks bereik. En dis hy wat haar in die naderdraai teen hom vastrek, sodat sy in die skuilte van sy arms weer tot verhaal kan kom. Dis baie laat toe sy uiteindelik teen hom opkrul. Buite het selfs die energiekste Parysenaars huis toe gekeer en al wat oor is die silwermaan oor die dakke van Parys, wat sy lig oor die beddegoed en die klein fasie wit klokkies voor die bed uitstrooi. Versadig. Dis wat sy is. Haar lyf is moeg, maar haar menswees is versadig. Verkook. Vervul. Na hulle sessie in die sitkamer het hy haar opgetel en saam met hom die stort ingedra, waar hy haar so sorgvuldig vertroetel het, dat sy nog 'n keer geklimaks het. Hulle het hulle piknik in die sitkamer voortgesit, maar toe hy vir haar die artisjokhart uithou en sy die bottersous van sy vingers afsuig, was dit te maklik om die wit handdoek om sy middel los te wikkel en sy reaksie op te eis. Selfs nadat hulle die kombuis opgeruim het en bed toe gekom het, het elke beweging die hitte tussen hulle opnuut laat opvlam. Dis eers nou, met sy lyf wat om haar gevou lê en sy asemhaling wat diep en rustig geword het, dat sy haar kan oorgee aan die verwondering van hierdie aand. Nog nooit het sy dit gehad nie. Hierdie gevoel dat sy 'n volwaardige deelnemer aan 'n saamwees is, dat hulle gelykes is, albei neem, albei gee, albei is ryker, albei kan lei, albei kan terugstaan vir die ander een se vervulling, sonder om ontneem te voel. Dis hoe dit moet wees tussen geliefdes. Dis hoe dit moet wees in die oomblik wat jy dit besef. Hierdie stilte, hierdie silwer lig, hierdie stil koestering en die fraai wit klokkies wat hulle sagte geur deur die donker versprei.
Wat die gewaarwording presies beteken, kan sy nie nou uitpluis nie. Al wat sy weet is dat dit nie deel is van 'n sprokie nie. Hierdie insig voel nie soos iets wat in 'n boek hoort nie. Dit voel soos werklikheid. Haar oë is aan die toeval toe sy hoor: "Ek het gewonder of daar tyd sal wees, maar ek dink tog ek wil môre vir my doodshou toe gaan. Sal jy saamkom?" Die klokkies word wasig in die maanlig en sy trek sy hand stywer teen haar hart vas. Ja, ek sal saamkom. Indien jy die volledige Sterre is vir altyd op YouTube wil volg, teken in op my kanaal. Dit doen jy deur op subscribe onder die video te klik. As jy op die klokkie klik, laat YouTube jou weet wanneer ek die volgende hoofstuk laai. Indien jy eerder die papierboek wil hê, kan jy dit bestel by Graffiti Boeke. Ek plaas die skakel in die beskrywingsboks hieronder. Sterre is vir altyd is slegs beskikbaar by Graffiti Boeke en Bargain Books.